Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Voor ons hoop. Amen. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall upon me.
Amen. Ek wil verseker maak, kan almal mooi daai skerm sien. As jy daai kan sit, jy kan die skerm sien nie, as jy dalk om gehoor te skryf, dan kan jy 'n paar goedjies verander. So vandag so, pick up in. Ek dink nog maar, is daar so, nog so 'n bietjie verder. Ek is bly met elkeen van die volgende die hê. Ek is bly dat ons die geleentheid het om weer 'n bietjie uit die woord te kan deel. Ek verstaan daar's baie mense wat dalk vir die naweek weg is, wat 'n lang naweek is, daar's baie mense wat al siek is. Ek weet daar's van die mense wat trek. As ek kom net seker maak dat hierdie ding werk. Amen. Is jy bly met die lees voor? Is jy opgewonde dat ons vandag 'n bietjie iets anders gaan doen? Jy mag opgewonde wees. Het is lekker om 'n bietjie partykeer net uit 'n ander oogpunt uit op 'n ander manier net 'n bietjie iets te sien wat ons nie gewoonlik kan dink nie. Ek hoop jy het werk en as ek net om die hande te doen. Amen. Waarvoor is ek en hier vandag in die kerk, net om hier te sit? Nee. Okay. Nou hier sal ons kom, waar ons gaan uitskryf wat die volgende goed voor is. Waarvoor is hier? Vir 'n voertuig. Oliefabriek. Dus ek het die juiste sticker gesit het. Op resaan. Koeldrank. Vir koeldrank. Doosjes. Annelies skelms. Belasting. Dis die nommer 1 ding of dit nou belasting op toegevoegde waarde of gewone belasting of wat ook al. Hulle is daar om ons geld te vat, soos die tollenaars in die Bybelse tyd. Kos. Groceries in kommissie. En Rekenaar. rekenaar, Skoene. skoene, Takkies. Erke. word alle disippels geken aan maak. Ek hoop dis Volgende. ek traan. Hoekom is dit so moeilik om die iets uit te skryf? Hoekom het dit so lank gevat? Ons het een of twee ouens gehad wat gesê ons. Wat is ons doel? Hoekom is ons hierso? Nie, nou praat ek nie van hier in die kerk nie. Wat is ons doel dat ons hier op aarde is? Jy sien die wêreld is nie mekaar oor wat ons is. Is dit nie so nie? As ons eers kan sê, wat is ons as disippels, hoe gaan die wêreld dit weet? Hoe gaan die wêreld weet wat ons is? Hulle ken ons eerder aan dit wat ons nie is nie. Nee, ons rook nie, ons drink nie, ons praat nie vuil nie. Maar oor dit wat ons is, weet hulle nie. Daar's baie mense wat nie rook nie, wat nie kinders van die Here is. Is waar. Daar's baie mense wat nie drink nie, omdat alkoholiste was en nie meer wil drink nie. Wat sê nie, as kinders van die Here nie. Dis waar. Ja. Ons leer ons kinders, ek ken nie regtig enigiemand wat sy kind nie goeie maniere leer om nie slegte taal te gebruik nie, maar almal is nie Christen nie. Dis waar. So waarvoor is ons hier? Waar word ons geken? Wat is ons doel? Vrugte dra. Ons het eintlik twee doele. Ons een doel is om 'n disipel te wees, het jy net geskryf? Disipel. Ja. Nee? Ons ander doel is om disipels te maak, is dit nie so nie? As ons die, in Engels sê mens the Great Commission, as ons die opdrag van Jesus gaan lees, Matteus 28 vers 19, sê hy, Gaan heen maak disippels. gaan dan heen en maak disipels. Hy sê nie sit in 'n kerk en nou elke Sondagdiens nie. Dit staan nêrens in die Bybel nie hoor. Daar staan wel ons nie die onderlinge byeenkomste nie bywoon nie. Of misloop, so sommige die gewoonte het, maar daar staan nêrens ons moet net by die kerk sit elke Sondag. Ons staan ons moet uitgaan. Ons moet gaan disipels maak. Ja. Ons moet mense gaan vertel van Jesus. Is ons geroep om 'n Christen te wees.
Is ek nie geroep om 'n Christen te wees? Jy mag net skryf, Jeline sê, ja, Marlene, skryf ook op so. Is ons geroep om 'n Christen te wees? Kom ons kyk gou. 'n Disipel is 'n toegewyde volger van Christus. Amen. En 'n Christen is iemand wat baie van die Jesus hou of glo hy bestaan. Ja. As ons so kan sê, toegewyde volger van Jesus Christus of iemand wat net baie van hom hou. Dis die verskil. Ja. Dan moet ons so kyk, is ons geroep om 'n volger te wees of is ons geroep om 'n Christen te wees? Is u 'n toegewyde volger? Is hy iemand wat nie alles doen om Jesus te volg? Of is hy iemand wat baie van hom hou? Dat hy van die kerk af huis toe gaan en sê, ek voel nou goed op myself, want ek was nou vandag by die kerk. Ek glo dat daar 'n God is, en dis genoeg vir my. Gandhi het gesê, jy weet wie Gandhi was nie, Mahatma Gandhi, daar het 'n baie bekende evangelis na hom toe gegaan. Toe sê hy vir hom, hoe gaan ek in Indië ingaan en gaan evangeliseer? Toe sê Gandhi vir hom, ek het nie hele Christus nie lief nie, ek het eintlik baie lief. Hy sê die probleem is dat so baie Christene nie leef soos wat die Here wil hê ons moet lewe nie. En toe gaan hy verder te sê, as julle net gelewe het, dit sê nog nie eens, ons moet uitgaan iets gaan doen nie, dit staan net as ons gelewe het, soos wat die Bybel vir ons sê ons moet lewe, dan was al die ouens in India Christene gewees. En India is groot hoor, India het baie mense. India het biljoene mense. As jy kyk na ons verkiesing, dan is ons verkiesing op een dag. Die mense wat siek is, kan die vorige dag gaan, en kan dan gaan stem. Die mense wat oorsees stem so 'n paar dae voor die tyd, maar in die land het ons een dag verkiesing. India het 2 weke lang verkiesing, dit ons so groot is. Dus 2 weke lang wat ek gaan stem, en vir jouself dink, as ons net gelewe het soos wat die Here in die Bybel vir ons sê, is almal in India Christen gewees. Dis eintlik 'n klap in ons gesig, is dit nie? Dis 'n klap in die gesig van Christene, maar daarom moet ons nie as Christen wees, ons moet 'n toegewyde volger van die Here is. Ons doel is as die wêreld na ons kyk, as die wêreld na hierdie toe kyk, as iemand daar by hierdie se winkel instap, moet jullie daai persoon kan aantrek sonder om enigiets te sê. Ja. Dit wat by hom is, dit wat saam met hom is, moet daai persoon 'n aantrekking wees, nie 'n afstoting nie. Iemand moet nie jou aanstap en sê, ek wil nie regtig hier wees. As so 'n slaafse atmosfeer, ja, as ek 'n plek ingestap, dan voel die oog nee. Ek wil eerder huis toe gaan. Dis nie lekker hier. Ek gaan eerder op my klere volgende keer by 'n ander plek was. Ek gaan nie weer na jullie toe gaan. Nie dat jullie so winkel so is nie, dat moet ek sê. Maar ons moet mense aantrek. Ons moet soos Christus lewe en 'n aantrekkingskrag hê eintlik. Ek het hulle daar gesit. Maar ons moet eintlik 'n aantrekkingskrag hê om die mense by ons te hê. Waar ons gaan, is eintlik mense wat soos 'n sterkie agter ons aanloop. Ja. Hoeveel disipels het Jesus geroep wat ons in die Bybel het lees? 12. Maar dan lees ons net eenetjie verder, dat daar 70 disipels is wat op die stadium omgedraai en geloop het. Hoekom? Want Jesus het mense aangetrek en hulle by gehad het. Ja. Jesus het so gelewe dat daar mense is wat net agter hom aangestap het. Maar wanneer ons praat van om soos Christus te lewe, is daar sekere mispersepsies. Dis goed as wat ons bietjie verkeerd verstaan. Dis goed wat ons bietjie verkeerd uitlewe wat ons dink dis hoe ware Christen is. Die eerste ene is kennis. As ek dink ek het baie kennis, die woord sê dit wat by die mens wys is by God dwaas, en by God dwaas en by die mens wys. Maar jy kry ouens wat so hoog geleerd is, hulle vergeet van die Here. Is dit nie so nie? Gaan kyk al die snaakse goedes wat uitkom. Dis gewoonlik hierdie professor of daai ou doktersgraad het of hierdie ou wat dit het, of mense wat in die kerk dan baie studies gedoen het, dan dink hulle is nou vreeslik oud. Maar hulle vergeet dat die kennis nie beteken dat ons gevolgers van Christus is. 1 Korintiërs 8 sê in betrekking tot die offervleis en afgode, weet ons dat almal kennis het. So almal het kennis. Die kennis maak opgeblaas omdat die liefde stig. As ons net kennis het, dan blaas ek my eie kop op.
Die al gehoor, die kom nie so groot is, dat jy nie by die deur kan uitstap. Nee, ek stop nie, omdat jy nou deur is aan die volgende ronde toe. Want jy kop dan nie so op, so dat jy by die deur kan uitstap. Dis wat mense sê, nee. Dis wat ons mos vertel. Maar in die kerk, doen ons presies die teenoorgestelde. Ons laat ons koppe so groot raak. En dink ons, hierdie is dit my koninkryk en ek bou op myself. Dis regtig nie so, dit moet nie so wees nie. 'n volgende mispersepsie is om te dien of te werk. Ek is 'n deel van die orkes, so ek is nou sjaal. Ek speel die klavier vandag by die kerk, so ek doen my diens by die kerk, so ek is goed. Nie so nie. Ek staan by die deur, of ek het vir almal boodskapies gestuur, en ek het 'n mooi prentjie gemaak, en ek werk, as al 'n werksdag is, die eerste dag om te werk, en ek doen iets vir die Here. Pas op dat jy nie jou liefdadigheid vir die mense bewys, onder hulle gesien te word. Anders het hulle geen loon. Beteken as ons iets doen nie by die kerk, moet ons dit juist nie doen, dat mense onraak sien nie. Die mense moet nie sê, jy moet net gaan sê, vandag, hierdie is wat my gesê. Jy het my gesien. Jy het gehoor, ek klink soos engele, wat saam sing, as ek hierdie my opdraag. Nee, ek dis regtig so. Dan doen ons dit om mense gesien te word, is dit nie so nie. Of as ons ergens is, en ons bespreek 'n werkersdag, by die vorige werkersdag, is ek die eerste dag. Jy het gesien, ek daai venster, ek was gebel. Sê ek gesien, hoe kan jy dit gedoen? Ek glo anders dat daar ook nog nie brand gewees het. Want ons moet nie iets doen by die kerk of vir die Here, dat ek opgeblaas moet wees. Dat ek eer by die mense moet kyk. Dis nie die doel nie, dis 'n mispersepsie. Ywer. En pas dit in by die vorige een. Ek is so ywerig om iets te doen. As die werkersdag is ek daar, en ek dra die stoel en ek maak die reg, en ek doen al die goeders, maar die Bybel sê, want ek getuig van julle dat julle ywerig vir God het, maar sonder kennis. So ons moet 'n bietjie kennis hê. Ons moet nie net ywerig wees nie. As ons net ywerig is, beteken dit niks nie. Daar's baie mense wat ywerig is. Die wêreld doen ons om my ADHD. Ja. Eintlik mense wat baie ywerig is om enigiets te doen. Wat beteken nie, hulle doen dit vir die Here nie. Beteken hulle doen dit reg nie. Mispersepsie van suksesvol. Ek is nou suksesvol. Hier sit 5000 ouens in my gemeente. Ek is so. Ja, gaan oor my. Kyk hoe goed dis ek. Bel al die ouens. Neem alles op. Ek neem my gemeente so 5000 ouens neem ek op. Ek stuur die video's vir al die mense. Ek sê kyk hoe goed doen ek. Kan hoor. Gaan nie oor ek nie, gaan nie oor my nie. Of ons 5 ouens is, of 5 maand, of 5000, die Here moet nog steeds groot gemaak. Ons moet vir die Here dit doen. Nee? Maar toe hy sterk geworden het, beteken toe hy suksesvol was sy hart hoogmoedig. So ek nie res te lees, dis waar het gaan. As ek suksesvol raak my hart hoogmoedig, my kop begin swel, al die goeders wat ek voorheen gesê, sien nie hoe pas al die goeders wat nie regtig is, die kom by mekaar. Mispersepsie van tyd. Verstaan, ek sit al 25 jaar in hierdie bank. Ek moet iets vir die Here reg doen. Wat sê maar? Ek sê, hulle sit nog steeds. Ons sit nog steeds. So ek is al 50 jaar gered, regtig, wat doen nie vir die Here? Is dit regtig die manier wat jy moet lewe wat jy lewe? As jy afgetree is, jy doen nog steeds iets vir die Here kry. As jy 50 jaar vir die Here iets nog niks gedoen het nie, wat help dit? Nee? Want terwyl hulle van die tyd leraars behoort te wees. As jy 50 jaar vir die Here gered is, moet jy 'n leraar wees, waar jy moet al kennis opgebou en alles opgebou. Dan sê die woord, het ek weer nodig dat ek julle met die eerste beginsels van die, so ek moet weer die goed wat ons by die sondags kom, die kinders uit die woord uit behandel, weer met julle behandel. En volgende week weer, ons kan nie die dieptes van die Here gaan nie, ons bly by die eerste beginsels. As ons mens net melkies vir 'n babatjie moet gee, geen vaste spys. Hier is baie gevaarlik. Die mispersepsie van geestelike gawes. Het jy al dit ervaar? Dat indien iemand, die kan instap in die kerk en dadelik kan begin in tale praat. Hy is 'n ware volger van die Here. Indien iemand kan profeteer, daai is 'n ware volger van die Here. Dit is so, ons moet
die Here kan volg om ons geestelike gawes te kan beoefen. Maar, kyk wat sê die woord, al sou ek tale van mense en engele spreek, en ek het nie lief nie, dan het ek klinkende simbale verleidende, klinkende metale verleidende simbaal geword, en dan sou ek die gawe van profesie het, en die geheimenisse kan uitleg. En dan sou ek geloof hê, soos ek berge kan versit, en ek het nie lief nie, dan sou ek niks wees nie. En dan sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie lief nie, en sou ek niks wees nie. Het jy gesien wat hierdie alles doen? Eerstens praat hy tale. Dan profeteer hy. Hy het geloof op hierdie berg as jy staan op en gaan gooi jouself in die see. Hy het barmhartigheid en deel al sy goedheid. Hy sal selfs so ver gaan om dood te gaan. Dit is so gelees. Dis wat hier alles doen. Maar as ek nie liefde het nie, beteken dit niks. As ek al my gawes wat ek het, beoefen sonder die liefde van die Here, beteken dit niks. Beteken ek is niks eintlik. Die Satan is baie slim. Omdat die geestelike gawes so moeilik is, maak ons bang vir dit. Wie van u nou kan nie hand op sy uitskryf nie. Wie van u weet die gawe van profesie? Steek jy hand voor die oog op, ek weet. Wie van u is bang om te gebruik? Versigtig om te gebruik. Wie van u het die gawe van tale? Wie van u het die gawe van geloof? Wie van u het die gawe van genesing? Wie van u het die gawe van musiek maak? Wie van u is versigtig om te gebruik? Die gawe is nou opgenoem. Ja, hoekom? Maar die duivel sê vir ons as ons het gaan doen uit onsself en dan is dit nie reg. So die duivel kry dit reg dat ons bang word vir die geestelike gawes, dan trek hy ons van daar. Nee? Die woord dat ons almal moet gevul wees met die gees. Die teken van die geesgevulde lewe is dat ons soos Christus word. Ons raak gelykvormig aan die Here. Dit is wat ons doel is. Geesgevuld. Ons hoofdoel is om elke oomblik meer en meer soos Christus te raak. Is nie so nie. Want wat het Jesus gedoen toe hy gekom het? Hy disippels gemaak. Hy het mense aangetrek. As iemand langs hier het, vra 'n bietjie. Word ek gelykvormig aan Christus? Vra op die persoon langs hier. Jy mag nou hard vra, die mense agter en voor mag jy hoor. Is ek gelykvormig aan Christus? As wat die man en die vrou langs mekaar is perfek. As die kinders langs mekaar is, vra 'n bietjie. Hoorie, is ek meer verlang soos Christus as Christus? Vra vir jouself bietjie. Is ek vandag bietjie meer soos Christus as Christus? As jy nie is, is okay hoor. Ek is nie 100% soos Christus. Ek is nie soos Christus nie hoor. Ek probeer net elke dag bietjie beter soos hy is. Elke dag bietjie meer soos hy is. Want ons moet streef daarna, daai plakkaat sê. Omdat daar geskryf is, wees heilig want ek is heilig. Waar is my liggie? Kyk. Ja, die vrede almal en die heilig maak maar sonder niemand die koninkryk sal sien nie. Beteken ons moet dit najaag, ons moet meer as ons beste doen om daar uit te kom. Ja, amen. Dis baie. Dis so maklik om die mense by die kerk te impress hoor. Om jou hand kan in die week 'n skoolie by die huis wees en maar by die werk wees. Hy is nie, maar ek sê dit net vir so 'n voorbeeld. En Sondagoggend trek hy sy soet aan, hy trek sy das aan, hy kam sy hare. Hy lyk perfek, hy stap hier in, hy dra die skyn van godsaligheid, hy dra dit so saam met hom, hy lyk so die perfekte man. Want ons sien hom een keer 'n week. Ja. Miskien 2 keer as hy Sondag kom, of 3 keer as hy moet staan. Maar ons weet nie, hy optree as hy by die huis is nie. Wie weet? My vrou weet hoe ek optree by die huis. Ja. Maar hy weet hoe hierdie optree. Die mense wat saam met ons is, moet kan getuig dat ons elke dag probeer om meer soos die Here te leef. Is dit nie so nie? Hulle moet dit kan getuig. Johannes 13,
vers 34, 35. 'n nuwe gebod gee ek vir julle dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Hieran sal almal weet dat julle my disippels is as julle alleen in Christus kerk toe gaan. Staan dit in die Bybel? Nee, okay, dit staan in die Bybel. As jy in die voorste banke sit. O, daar is al min van julle wat Christen is. Nee, daar staan, as julle liefde onder mekaar het. Dis waar. Nou is die liefde 'n nuwe gebod wat ons gekry het. Nee, want as jy gaan in Levitikus, toe staan ons vir mekaar lief is. So Jesus het nie vir ons iets niets daar gegee nie, maar dit is 'n bietjie verander, nee. Wat is die nuwe gebod dan? Ons moet mekaar lief hê soos wat Christus ons lief gehad het. Daar's 'n nuwe standaard van liefde wat hy vir ons gee. James het nou 'n Ford Ranger bak, is ek reg, né? Is dit 'n splinte nuwe weergawe? Nee. Elke keer bring hulle 'n nuwe weergawe uit, so 'n bietjie iets bietjie beter. Elkeen van ons wil 'n nuwe kar hê, want ons nou die perfekte gedeelte gekry wat nou vir ons kan gee, né? So Jesus Christus kom, hy sê, so moet mekaar net lief hê nie, hy stel vir ons 'n bietjie nuwe standaard, 'n bietjie beter standaard. Nee? Die nuwe standaard is onvoorwaardelik. Ons moet onvoorwaardelike liefde hê. Jesus het hierdie vir sy disippels gesê. Hy het gesê vir sy disippels wat die swaard uitgepluk het en iemand se oor afgekap het. Of afgekap het om te maak iets te swart, né? Petrus. Hy het gesê vir Johannes wat 'n moeilike disipel was. Hy het gesê vir Judas wat hom sou verraai. Het u onvoorwaardelike liefde vir u vyande? Dis eintlik wat Jesus sê. Ons moet hulle kan lief hê met die liefde van die Here. Dit is maklik om my vrou lief te hê. Sy is amper perfek. Maar my liefde, ek is baie vir. So my liefde is nie so maklik nie. Om daai onvoorwaardelike liefde te kry, my liefde is nie so maklik. Om onvoorwaardelike liefde te hê vir iemand wat hier verbystap en tot 3 die oggend lekker musiek te maak. Dit is baie moeilik, hoor. Om onvoorwaardelike liefde te hê wat vir die ou wat in my kar net gebreek het en my radio gestel het, bietjie moeilik, hoor. Ja, die geregtigheid het gevang word en hy moet betaal vir wat hy verkeerd gedoen het, maar ek moet nog steeds kan lief hê. Want die Here het my lief gehad terwyl ek in die sondige wêreld was. So moet ons mekaar kan lief hê. Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So die nuwe standaard van Christus moet binne in my wees. Want die wat van tevore want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broers. Dit beklemtoon net wat ek nou vir julle gesê het. Wat sê Romeine 8:28? Weet jy wat staan daar? En alles sal vir die goeie meewerk vir hulle wat die Here liefhet. Kyk gou vir my. Dan is hy nie. Maar lees die Here skrif, dan maak dit vas met ek dit al met daai. Romeine 8:28. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want ons weet dat vir hulle wat God liefhet, vir hulle wat God liefhet, dis nou die liefde wat God vir ons het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy wil voorneme geroep is. So as Christus ons geroep het, gaan alles ten goeie meewerk. Hoekom? Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore voorgeneem. So wanneer Christus u gekies het, maak hy u gelykvormig aan hom. Lukas 19:10 sê, want die seun van die mens gekom te soek en te red die wat verlore was. Dis 'n disipel. Dis wat disipels maak. Ons gaan soek die wat verlore is. So ons kan nie in die kerk net sit. Ja, die Here sal ons mense instuur. Maar oral waar ek en u gaan,
moet ons mense aantrek, die verlore siele. Moet maar die daar by die werk, sê ons voel ek kan wys, hoor daar is iets hier binne my, wat ander mense aantrek. Waar ons beweeg, moet ons kan sê, ek soek daai ou wat verloor, ek soek daai ou wat nog nie gered is. Ek wil met hom deel, al is dit nie die manier wat ek leef. Dan gaan ek terugkom hier. Waarvoor word ons geken? En dis waar ons begin gestaan het. Waarvoor word ons geken? Ons moet geken word om mekaar lief te hê soos Christus. Ons moet geken word aan ons onvoorwaardelike liefde. Ek en nie. Die liggaam van Christus moet geken word aan onvoorwaardelike liefde. Ons moet geken word om gelykvormig te raak aan hom. Moet soos hy wees. Moet hy soos hy optree. Ek moet eintlik so beskryf van die heerlikheid en mense wat Moses gehad het. Ons moet 'n brandende hart hê om te soek die siele wat verlore is. So ek en u moet aan hierdie drie goed geken word. Ons moet mekaar lief hê soos Christus. Ons moet begin lyk en optree soos Christus. En ons moet uitgaan en mense gaan soek wat verlore is. Ja, amen. Want hoe hard sal dit wees, eendag is deel ons maal, en ons is 25 neem. Ja. Hoe hard sal dit wees, deel ons maal, en ons is 50 neem. Heel lang gedink. En as geneem ons hemel gevolg is, ek en u, siele gaan soek wat verlore is. Amen. Vertel van die Here. Vertel van sy genade. Hierdie is basies wat ek en nie geken word. So as ek gaan terug na die eerste slides toe, soos Coca-Cola sien is koeldrank, soos Checkers sien is inkopies, soos Ford sien is olie. As ons disciples sien, moet ons ek weet waarvoor dit is. Liefde, gelykvormigheid, soek en asiel wat verlore is. Amen. So ek gesê, vandag is so 'n bietjie anders. Ons so 'n bietjie leer, ons 'n bietjie kan leer wat die Here van ons verwag. Ons so 'n bietjie ondersoek doen, nie net van wat ek kan lees nie, maar ondersoek doen van my hart. Want hierdie gaan met my hart. Hierdie gaan met my in die hart doen, ons gaan optree eendag. Elke dag denk ek, ons van staats om op te tree. Liefde, gelykvormig aan Christus. En daai twee gaan saam maak met ons 'n brandende hart om 'n siel te soek.